Goeiemôre almal. Vandag is dit Dinsdag, dis die 24ste Maart, die jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels rondom die wederkoms van die Here. Glo ons nog dat die Bybel, die woord van God, 'n werklikheid is, dat dit wat daarin opgeskryf is, werklik gaan gebeur? Daar's soveel profesieë wat nou al in vervulling gekom het. Maar kom ons lees hierso, ek wil eers lees uit 2 Petrus 3, en die opskrif daar ook dan die wederkoms van die Here. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms wat vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat het was van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenswoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dit veragting nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Nou as ons Daniël 9 gaan lees nou, julle moet onthou dat Daniël het nie die tegnologie gehad wat ons vandag het nie, en ek sê vir julle, tegnologie gaan die mens vernietig. Maar julle kan maar self die ondersoek gaan instel daarby. Daniël 9 vanaf vers 24, 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, 'n 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. En as ons nou kyk na die nuus, dan sien ons dis net oorlog daar in die Midde-Ooste. En hy sal 1 week lank met 'n baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer sal ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde van wat besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Jo, ek is so bly dat ek nie 'n Israeliet is nie op hierdie stadium van die wedstryd. 1 Tessalonisense 5 vers 2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Halleluja. 2 Tessalonisense 2, en hierso praat die Here weer van die wederkoms van Christus. Ons lees hier van vers 1, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, van wat van ons af sou kom of van wees nie, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval van die mens kom van sonde en geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Onthou julle, nie dat ek dit vir julle altyd gesê het, toe ek by julle nog was nie, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat wie hom teehou uit die weg geruim sal word, en dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
Hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding en ongeregtigheid, en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. My laaste vers, Openbaring 21, lees net die eerste vers. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see en alles wat daarin was, is nie meer nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kyk uit, ons as kinders van God wat glo in U en wat weet dat die waarheid in die woord opgeskryf is. Here, ons kyk uit dat U weer sal kom op die wolke om ons te kom wegvoer, Here, en dat U sal kom oorlog voer teen die wat wederstrewig is en nie wil glo in die waarheid van die woord van God nie. Maar Here, hou ons trou. Dis my gebed in Jesus naam en ek eer U daarvoor. Amen en amen.